Nou ja, soos ek gesê het, baie welkom. Is lekker om julle almal hier te gesien het. Dis vandag die 7de Desember. Ek sê vanoggend vir die eerste diens mense, kan jy glo vandag oor 'n maand begin alles weer. Dan moet jy nuwe krag, almal wys vir my so, dan moet jy nuwe krag hê, nuwe inspirasie. Jy begin 'n nuwe jaar, nuwe drome, alles is net weer wonderlik en jy's uitgerus, jy het nog nooit so baie geslaap in jou lewe nie. Is dit nie fantasties wat alles in 1 maand met 'n mens kan gebeur nie? En daar was Kersfees en jy het geskenkies gekry en alles. So die volgende maand gaan 'n baie interessante maand wees. Nou ons is besig binne die gemeente, ons maak vandag klaar met ons dank en geloof tydperk, eintlik in ons seisoen van generosity. En ek wil net vir almal van julle sê baie dankie wat in hierdie seisoen, die afgelope paar weke, aan soveel van ons uitreik aksies en ons Christmas wishlist deelgeneem het. Hierdie week was daar weer verskeie uitreike na die skole toe, vir die onderwysers gesê dankie, die hospitale uitgereik, die kinderhuis uitgereik, die ouetehuise. Daar het soveel goed in die afgelope paar weke gebeur, maar ook in die week wat verby is. En dankie vir almal van julle wat daaraan deelgeneem het. En dis deel van ons, hierdie einde van die jaar, bring ons ook een keer 'n jaar 'n dankoffer na die Here toe, waar ons vir die Here sê dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het, maar daai dankoffer gebruik ons dan ook om al hierdie projekte wat buite Doxadeyo is. Doxadeyo 2 bene, die een is ons tiendes en ons offerandes. Dit gaan vir ons bedryf, die skool se huur, die kantore, die salarisse, al daai goed. En aan die ander kant het ons generosity fund, wat dan gaan vir al ons projekte buite, waarmee ons al ons jaarprojekte, dis ons skolewerkers ensovoorts, en dan ook al ons uitreik aksies, wat ons daarmee befonds. En so baie dankie van julle, wat almal deel was daarvan. Miskien vir dit net vir jou noem, ons het laasweek vir julle gesê, ons vertrou die Here hierdie jaar vir 2.5 miljoen vir ons uitreike na buite, en dit is vir my lekker om vandag vir julle te kom sê, ons het sover 1,8 miljoen het ons geïn laas week en die weke wat voor dit is. So baie dankie vir almal van julle wat ingekoop het in die projekte, en ons vertrou die Here saam vir die volgende tyd. Maar hierdie, soos ons gesê het, ons maak vandag klaar met 'n reeks wat ons noem een lewe. En eintlik is die gedagte van die Bybel is dat nou dat ek aan Christus behoort, het ek een lewe en alles vind vanuit hierdie oorsprong Christus, kry my hele lewe uitdrukking. Ek weet ons deel ons lewe in kompartemente en ons praat van, dis my fisiese lewe, dis my gesondheid, dis my kinders, dis my gesin, dis my huwelik, dis my finansies. Ek weet ons praat so daaroor. Maar die gedagte van die Bybel is dat die manier hoe jy oor hierdie segmente sal dink, se oorsprong kom vanuit een bron. Dis nou staan ek onder die koning, Christus, en hoe vind sy manier, soos in die hemel, soos dit by Christus is, so op die aarde, so met daai manier, God se manier, ons noem dit bekering, ons bekeer ons draai na hom toe, en ons begin nou te leef op hierdie manier. Hoe vind dit uitdrukking in my lewe? En ons het vir mekaar gesê in hierdie seisoen van dankbaarheid en vertroue, dat wanneer ons dink aan dankbaarheid en ons terugkyk aan die jaar en die seisoen en net besin en bedink oor dit wat die Here alles vir ons gedoen het, dan begin dankbaarheid leer psalms vir ons, begin by die feit dat ek ingeplant is in Christus. Ek's ingeplant, die boom is ingeplant in die waterstroom. So dankbaarheid begin altyd by die feit dat ek aan Christus behoort, ek is ingesluit in hom, die Nuwe Testament praat baie daarvan, ek is in Christus. Nou, hoe ek het op 'n ander manier vir jou verduidelik, toe ek klein was, dan het hulle altyd vir my verduidelik, wat beteken in Christus, ingesluit in Christus, ek het nooit verstaan nie. Tot 'n ou eendag vir my verduidelik het, en hy sê vir my, dis soos die verhaal van Dawid en Goliat. Dat toe Dawid, toe hy vir Goliat wen, en hy kap die kop af, Goliat was altyd die een wat die Israeliete elke dag uitgetart het en hulle sleg gesê het. Maar toe Dawid kom en hom oorwin, toe skielik is die hele volk Israel is ingesluit by Dawid se oorwinning. En skielik verander hulle hele houding en verander alles. En dis wat dit beteken om
in Christus ingeplant in die waterstroom te wees. Jy deel in sy oorwinning. Jy het nie iets gedoen nie, sonder verdienste het jy dit verkry, maar hy het jou ingesluit in daai oomblik by sy oorwinning. Dis wat dit beteken om ingesluit. So dankbaarheid, het ons in hierdie reeks gesê, sê Paulus vir ons is nie dankbaar vir nie, maar ons dankbaar in alles. Met ander woorde, dankbaarheid begin by, ek is ingesluit in hom, ek staan onder die koning, maar dan natuurlik, gaan jy kyk na jou lewe, en jy kyk terug oor hierdie jaar, en jy sê, joh Here, dankie vir al die goed wat deur U my gedra het. Ek dink almal van ons wat hier sit sal sê, jy het in die verskillende segmente van jou lewe, party segmente beleef jy winter en ander beleef jy somer. Party gaan dit goed in jou gesondheid, maar dit gaan nie goed in jou besigheid nie. Ander ouens gaan dit goed in jou gesin, maar jy sukkel dalk weer met jou gesondheid. Hoe dit nou ook al sy, ons het verskillende maniere om oor die goed te dink, maar as ons terugkyk, dan sê ons dankie, ons behoort aan die Here. Ons het in hierdie reeks ook vir mekaar gesê, die wortelstelsel van die boom bestaan uit dankbaarheid en vertroue. Want jy sien, dankbaarheid help my vir die feit dat ek terugkyk en besef, ek's ingeplant in hom, wat God alles vir my gedoen het, en dit veroorsaak dat ek God se getrouheid kan vertrou, en met regtig oë kyk na die jaar wat voor lê, 2026, en met vertroue ingaan, omdat ek weet, God is getrou. God is getrou. En daarom sê die Bybel oor en oor en oor vir ons, dat ons moet die Here vertrou, want ons kan. Ons kan die Here vertrou, want hy was getrou. Toe het ons ook vir mekaar gesê in hierdie reeks, maar wanneer ons dan kyk ook na ons vertroue en ons dankbaarheid, dankbaarheid sê die Bybel vir ons, kan jy op verskillende maniere kom uitdruk. Jy kan betekenis dag. Een van die maniere wat die Bybel ons leer, wat ons in Psalms gesê, is prevelend, om bidend te wees. Om vir die Here te sê dankie vir alles. Om te bid daaroor, om te dink, na te dink, om te bepeins oor alles wat God vir ons doen. So ek's bidend daaroor. 'n Ander manier is deur ons lof en aanbidding. Ons eer hom vir wie hy is. Hy's groot. Ons bring ons lof aan hom. Maar 'n ander manier wat die Bybel ons ook leer, is wat ons laasweek gesien het, 2 Korintiërs 9. Ons kan ons dankoffers aan hom bring. Dankoffers is iets wat jy bring, dis iets fisies. In daai tyd het hulle piesangs of lemoene of 'n skaap of 'n lam of iets gebring. Hulle het 'n offer na die tempel toe gebring. Vandag doen ons nie meer sulke goed nie, maar ons doen dit waarvoor ons werk. Daai tyd het hulle van hulle livestock gebring. Vandag bring ons, dit is die manier van deur wat ons gee vir die Here. En ons het laasweek gesien, dis baie interessant, as ons gaan kyk na Filippense 4, het ons gesien wat baie interessant is in die Bybel, wanneer jy jou dankoffer na die Here toe bring, onthou jy daai gedeelte in Filippense 4, wat Paulus in die tronk sit, en toe die gemeente in Filippi vir hom 'n offerande opgeneem, en toe sê hy vir hulle, ek stel nie eintlik belang in julle dankoffer wat julle bring nie, maar waarin ek wel belang stel, is die opbrengs van julle dankoffer. Die dividende wat julle gaan verdien op julle dankoffer. En ek wil vandag so 'n bietjie verder oor hierdie gedagte praat, en ek wil jou vandag vat na 'n gedeelte uit Matteus toe. Nou, baie interessant in Matteus 4, julle onthou nou die storie, Jesus is gedoop, ons herdenk ook die doop, vandag in Matteus 3, en dan Matteus 4, nadat Jesus gedoop is, en die Here spreek oor sy lewe uit, dis my geliefde seun, dan word hy gelei in die woestyn in vir die versoeking, dan kom hy uit die versoeking uit, en dan kondig Jesus sy koninkryk aan. Hier in Matteus 4 vers 17 sê hy, Jesus kondig aan dat die koninkryk van God se manier, God se koninkryk, het nou naby gekom. Nie gegaan nie, gekom. En dan begin hy Matteus 5, 6 en 7, wat ons noem die bergpredikasie, maar dis die gedeelte in die Bybel waar hy mense leer om nou op hierdie koninkryksmanier hier op aarde te leef. Hoe werk hierdie koninkryksmanier? Hoe werk hierdie manier van die koninkryk
hier op aarde. En dan kan jy dit gaan lees, hoofstuk 5, kan jy gaan deurlees. Hy sê, julle is die sout van die aarde, julle is lig van die wêreld. Hy praat oor die vervulling van die wet van die profete. Dan kan jy dit gelees, dan begin ons by hoofstuk 6. Hoofstuk 6 se opskrif hier is liefdadigheid, gebed en vas. En die hele hoofstuk 6 gaan eintlik daaroor dat alles wat ons doen, of ons nou bid en of ons nou vas en of ons nou liefdadigheid bewys of ons nou dankoffers bring, hier's wat jy moet verstaan van die Bybel. Wat is jou motief? Waaroor gaan alles? En Matteus, en ek kan nie vanoggend vir julle alles lees nie, maar gaan lees dit op jou eie. Dit gaan alles oor God. En dit gaan nie oor die feit dat jy moet raak gesien word deur mense nie. Julle sal 'n bietjie onthou, jy het dalk in 'n movie of dit gesien, want daai tyd se godsdienste het so gewerk. Hulle het 'n orkes gehad, klokkies en goeters oral aan hulle vas, en alles wat hulle, dan het hulle in die strate afgeloop in 'n groot lydende simbaal, klinkende metaal, het hulle groot geluide gemaak. En almal het aan die mense gekyk wat daar rondgeloop het, die verskillende godsdienste wat hulle beoefen het, en gesien hoe die mense bid vir hulle verskillende gode, en dit was 'n hengse rumoer wat hier deur die dorp, en almal het dit gekyk, en almal kon sê, "Jo, kyk hoe godsdienstig is daai ou, kyk hoe bid hy, kyk wat doen daai ou, kyk hoe dans daai een, kyk hoe maak hulle." Alles daar gegaan. Maar nou kom Jesus, dan praat hy met hulle. Hy sê, "Kom ek vertel julle hoe werk hierdie goed." Nou, as ek vandag mee oor die goed praat, dan is dit goed wat ek in my eie lewe moes deurwerk. Want wanneer dit by offers kom, en by gee kom, en by daai goed kom, en by liefdadigheids- en dankoffers kom, het ek altyd in my hele lewe lank, het ek gegee uit vrees uit. Ek het groot geword, ek was bang vir die Here. Ek het gegee, want ek was te bang dat hy dalk goed van my gaan wegvat. Nou, dit is hoe ek groot geword het. Jy moet nie met God speel nie. So ek het my motief was nie God nie. Was vrees. Was bang. Was regtig bang vir die Here. Praat nie van respek nie. Praat van bang. Nou kom die Bybel. Dan sê hy die volgende, hy sê Matteus, nou hierdie gedeelte, hele Matteus 6. Hy sê wanneer jy liefdadigheid beoefen. Ek het liefdadigheid beoefen uit vrees, uit bang, uit dwang. Hoe dit ook al sê. Hy sê, moet dit nie uitbasyn, soos die skynheiliges in die sinagoge in die strate maak. Hulle loop met hulle klokkies en sing en gee vir mense uit en almal met hulle raak sien. Sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, hy sê, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. Hy sê, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ek het altyd gedink, dis maar my pensioen, dis eendag. En daar's 'n gedeelte wat waar is, daai beloning kom, maar ek gaan jou nou wys, daai beloning is ook vir vandag. Maar jy, wanneer jy bid, onthou nou, daai mense het nou op die strate gebid, jy moet nou verstaan wat 'n konteks skryf Matteus dit. Almal moes hulle sien, die fariseërs op die hoeke van die strate, lyk heavy heilig. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, maak jou deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. Hy is in die verborgenheid, hy is in die onsienlike. Ons noem dit die hemel. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. En dan praat hy nou verder hier oor hoe jy moet bid, en dan skop hy Onse Vader af. Dan gaan hy verder en sê, maar wanneer jy vas, want as die fariseërs gevas het, dan kon almal sien. Ek moet sê, ek deel partykeer in hulle simpatie, want as ek vas, my gesig ook nogal lank. Veral die eerste 3 dae, want jy verlang na kos, die Here weet jou hele system skree kos. Maar hy sê, jy moet nie so wees nie. Dan gaan hy verder, en praat hy nou oor jou dankoffer, dit wat jy bring, jou geld, jou daai tyd, jou skaap, jou whatever.
Hy sê, as jy iets bring, hy sê vers 19, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak. Daar waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel. Die Gautengers verstaan dit. Hy sê, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Daar waar mot en roes nie verniel, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Dis asof hy wil sê, moenie vir jou skatte bymekaar maak by die tydelike nie, maar by hy sê hy wil jou iets leer. As jy bid, moenie in die tydelike bid laat almal jou kan sien nie. As jy vas, moenie laat almal jou kan sien nie. Want dis die 3 konsepte. Want as jy deur dit gaan werk, dan sê hy vir jou, onthou die fokus, die senter, gaan oor God. Dit gaan oor jou motief, dit gaan oor die hoekom. Die feit bly ons weet, ons kan God nie beïndruk met ons gebede. Hy praat in hierdie gedeelte van oorredende woorde, die groot taal wat jy gebruik, al hierdie magtige woorde. Jy kan nie God met daai tipe gebede beïndruk nie. Met jou vas, hoe lank jy vas, wat is die motief van jou vas? Met jou gee, hoeveel jy gee, jy kan God nie beïndruk nie. Dis ook nie God wil iets van jou hê nie, God wil iets vir jou hê. Wat wil God vir jou hê? Jy sien, ons het geleer in Filippense, laasweek toe ons daarna gekyk het, toe sien ons, wanneer ek 'n skat in die hemel, in die verborgenheid, as ek vir God gee, die gemeente Filippi, skryf Paulus vir hulle, hy sê, ek herinner julle, het gaan nie oor julle offer wat ek wil ontvang nie, hier's wat julle moet leer, ek sien eintlik, sê Paulus vir hulle uit, oor die opbrengs wat julle op julle offer gaan beleef, oor dit wat jy gaan gee, ek sien eintlik uit oor, wat is die dividende, hoe gaan God jou bless as jy gee? Kyk wat sê hy, onthou jy laasweek, ek herinner jou net vandag daaraan. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging, jou belegging, toenemend sal groei. Ek hou van wat die Engels sê, my concern is that you should have a healthy profit balance showing up on your account. So wanneer jy 'n dankoffer, wanneer jy liefdadigheid bewys, gaan nie oor die kerk nie. Jy moet vandag verstaan, en dit het my lank gevat om te verstaan, jy maak 'n belegging in jou lewe. Dis hoekom ek altyd sê, jy moet langlyne span. Ons kan net in die sienlike sien, maar jy moet langlyne span. Jy moet mooi dink. Jy dink jy bless. Jy bless eintlik jouself. Dit is vir my so interessant. Onthou jy in Lukas 18, praat Jesus oor dieselfde ding. Die ryk man kom na hom toe. Hy sê vir hom, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hier vanaf vers 19 af. Die Here sê vir hom, hy sê, jy moet die wet onderhou. Hy sê, Here, ek onderhou al die wette. Die Here kyk so na hom. Hy sê, okay. Hy sê, alles wat jy besit, gaan gee dit weg. Hy sê, want waar jou skat is jou hart. Dit wat vir jou waardevol is, dit waarvoor jy so hard werk. Kom ons kyk, wat is jou motief? Maak 'n belegging? Nee. Hy sê, ja, is moeiliker vir sekere mense om deur die oog van 'n ring te gaan as vir 'n kameel. Jy sien, wat is die motief? Hoekom? Ek moes vir jare met my hart deel oor die motief. Maar as die Bybel praat van, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde nie, maar in die hemel, dan dink ek, dan is my eerste vraag, wat bedoel die Bybel met hemel? Wat is die hemel? Ek sê, ek het groot geword, die hemel is 'n plek waar jy gaan. Maar wat is die hemel? Het jy al die Bybel gelees oor die hemel? Genesis 2 vers 4. Hier is die geskiedenis van die skepping. Dis wat by die skepping gebeur. En die skepping, die hemel is nie die plek nie, die skepping gaan oor 2 dimensies wat God gemaak het. Lees dan. Hy sê, hier is die geskiedenis van die skepping. Wat is die skepping? Is die hemel en die aarde. Die Bybelse storie gaan oor die skepping. Dit gaan oor die Bybelse storie. Het ek groot geword as 'n storie van die hemel en die hel. Dis toe nooit die storie van die Bybel nie. Die storie van die Bybel is die storie van die hemel en die aarde. Daar staan dit. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde
toe hulle geskape is. Die dag toe die Here die hemel en die aarde gemaak het. Die skepping gaan oor die storie van die hemel en die aarde. Dis wat God gemaak het. Nou wat gebeur in die hemel? Daar's honderde skrifte wat jy kan gaan lees wat in die hemel aangaan. Die probleem met ons is ons interpreteer dit op 'n sekere manier. Maar kom ons gaan net na die einde van die Bybel toe. Openbaring 4 en 5. Kom Johannes, hy sit op die eiland Patmos en die volgende oomblik ruk die Here hom weg in 'n visioen en hy sien wat gaan in die hemel aan. Kyk wat sê hy. Openbaring 1 vers 2. Hy sê, Openbaring 4 vers 1 en 2. Na hierdie dinge het ek gesien 'n geopende hemel, 'n venstertjie. Trek die Here vir hom oop en hy vat hom en hy wys hom wat gaan in die hemel aan. Hy sê die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees. Jy sien verborge, sienlik, onsienlik en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en die een sit op die troon. Die hemel gaan oor een ding, die een wat op die troon sit. Dan kan jy Openbaring 5 gaan lees, die 24 ouderlinge, al daai goeters. Maar die hemel gaan oor een ding. Dit gaan oor die een wat op die troon sit. Die hemel is die hoofkwartier van God. Nou kom Paulus vir ons, nou verduidelik hy vir ons bietjie op 'n ander manier hierdie storie van hemel en aarde. Kyk wat sê hy in Kolossense. Kolossense 1 sê hy die volgende. Hy sê, kom ek vertel jou gou ietsie, vers 16. Want deur hom het God alles geskep. Wat het hy geskep? Hy het 2 goed geskep. So ons nou net gelees, hemel en aarde. Hy sê, alles in die hemel en alles op die aarde. Dan sit hy 2 woorde by. Hy sê, sigbaar en onsigbaar. Dit maak sin. Die aarde hier, waar staan? Julle kan my mos sien, ons kan mekaar sien. Dis die aarde, dis die sienlike. Kan jy God sien wat op sy troon sit? Nee, dis die onsienlike. Maar dis 'n realiteit, dis net 2 realiteite. Een kan ons insien, een kan ons nie insien. Maar dan sê hy, vers 20, kyk mooi. En deur hom, dis nou deur Christus. Alles, ja alles op die aarde en die hemel met homself te doen, deurdat hy vrede gebring het deur die bloed aan die kruis. So deur Jesus hy kom is waarvan kom Christus? Hy kom van die hemele af. Hy kom van God die Vader af. Hy's na die aarde toe gestuur. Ek my geliefde seun na die aarde toe gestuur. Hy het hom gestuur. Met ander woorde, hy kom van die onsienlike, hy kom van die hemele af. Deur sy kruis en sy opstanding het hy die 2 dimensies bymekaar gebring. Nou kom die Bybel. Nou sê hy, hey, jy moet iets verstaan. Wanneer jy 'n liefdesdaad, 'n liefdesoffer bring, maak jy eintlik 'n belegging in die onsienlike by God. So nou vra ek jou, hoe lyk jou belegging? Want die Bybel sê jy gaan beloon word. Nie eendag nie. Hier Paulus, ek het nou net vir jou gelees. Nou. Mense dink hulle bring geld aan die kerk toe. Bring jy geld aan die kerk toe nie? Jy maak 'n belegging vir jou eie lewe. Toe ek dit besef ek hier, ja, okay, nee, sure. So, as die hemel die troon van God is en Jesus nou die heerskappy van God na die aarde te bring, dan moet skat in die hemel te doen hê met God se koninkryk en ons lewens wat ons nou belê in hierdie goeie nuus oor God se koninkryk. En nou kom hy verder, dan gaan hy aan. Dan sê hy sê vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge. Soek eers hierdie godsmanier. Verstaan, jy kan nie God beïndruk deur dit wat jy gee nie. Jy kan nie God beïndruk met jou gebede of met die vas nie. Dis nie waar dit gaan nie. God kyk na die motief van jou hart. Gaan in jou binnekamer waar niemand jou sien nie. Gee op 'n manier wat niemand jou sien nie. Want in vers 26 sê hy so duidelik vir ons, let op die voëls van die hemele, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg die hemelse Vader vir hulle, is julle nie meer werd as hulle nie? Let op die wilde veldlelies, hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. Nie soos een van hulle geklee nie. So ek wil jou vandag aanmoedig, ek hoop jy hoor die pad wat ek in my eie lewe moes loop met hierdie tipe goed. As ek dink aan dankbaarheid,
As ek dink oor, hoe bewys ek dankbaarheid? Ek het laasweek vir jou gesê, wanneer ek dankbaar is vir mense wat goed vir ons doen, of goed aan ons gee, of ek is dankbaar vir my kinders wat goed presteer het, of goed gedoen het, wat doen ek net in my normale lewe? Ek gee vir iemand iets. As ek dankbaar is vir iemand wat iets doen, wat doen ek? Ek vat 'n stuk biltong. Die vrouens gee 'n bos blomme. As jy dankbaar is vir jou kinders wat goed gedoen het in die eksamen, dan vat jy hulle uit vir ete, of jy koop vir hulle 'n kar, of wat, ek weet nie wat jy doen nie. Maar jy doen iets vir hulle, want jy's dankbaar. Maar wanneer dit by God kom, hy weet ek is dankbaar. Nee, is dieselfde. Maar jy moet verstaan, die verskil is, jy bewys hom nie 'n guns nie. Jy maak 'n belegging in jou eie lewe, jy wys jouself 'n guns. En toe ek dit snap, sê ek, Here, okay, dit verander die hele prentjie. So, hoe lyk jou belegging? Hoe lyk hy? Net jy weet, jy kan hom bepaal. En een ding wat ek ook geleer het, jy kan nie mielies insit, en verwag jy 'n poppel kom op nie. Nee, as jy avocado insit, kom 'n avocado boom op. Perskepit. So jy besluit. So, kom ons los dit daar. Amen. Julle kan na vore kom. Ons is intelligent genoeg om te dink oor die goed. Maar jy moet regtig, ek wil jou aanmoedig, jy moet bidend gaan dink oor hierdie goed.